Ons is besig met die studie vanuit die derde preek vanuit Prediker. Nou wie het geweet, voordat ons met die studie begin het, dat Prediker uit 4 preke bestaan? Goed, dis daarom nie. Mense het al baie gehoor van die Prediker, maar nie besef, dit is letterlik preke nie. Maar mens hoor die woord preek in die woord Prediker. Want ons praat baie keer van 'n predikant as ook 'n prediker. Nie waar nie? Hoekom sal Israel preke nodig hê? Waaroor gaan wysheid? Wysheid gaan oor die kennis van God. En dis wat die prediker juis leer, is dat ons God moet ken. En die wysheid van die wêreld, skrywe Paulus, is eintlik die evangelie wat vir die wêreld dwaasheid is, maar hulle sien dit nie as wysheid nie, hulle sien dit as dwaasheid. En hy skryf dit in daai hoofstukke 1 Korintiërs 1-4, praat hy van die dwaasheid van die evangelie, wat eintlik die wysheid van God is. Goed, ons maak die Bybels dan vanaand oop by Prediker 6. Ons is by verse 12 het ons gevorder. Ek gaan net vinnig herhaal, want die eerste deel van die preek het gegaan oor 3 dinge wat nie die moeite werd is nie. Nou vir 'n bietjie hersiening vir die wat nou vanaand vir die eerste keer saam met ons is, Prediker praat vanuit 2 hoeke. Die eerste hoek wat hy vanuit praat, is, hy praat van die hoek van die ongelowige. So as jy ongelowig is, dan word jy het nie 'n verhouding met die Here nie. Hoe sal jy na die wêreld kyk? En die eerste 3 punte gaan juis in daardie fokus van, hoe sal die ongelowige na die wêreld kyk in terme van geld? Sal geld lankhou volgens die ongelowige? Iemand wat op geld vertrou as hulle God, glo dat geld vir altyd daar sal wees. Tweede ding wat ongelowiges glo, is dat geld sal jou gelukkig maak. Gelowiges glo dit ook, maar heeltemal op 'n ander vlak. En dinge wat in die toekoms lê, kan verander op grond van wie? Op grond van wat jy doen, sal dinge verander. Maar die gelowige het 'n ander perspektief oor die toekoms en die verandering in die lewe. En dit is die eerste 3 sake. En vanuit die gelowige perspektief, hoe lank sal geld hou? Antwoord is, totdat jy doodgaan. Of totdat die geld op is. Dis gewoonlik die eerste antwoord. Want wat doen ek met die geld? Ek gebruik dit, ek spandeer dit. Waarop spandeer ek dit? Op dit wat ek wil hê. Hoe lank gaan ek kan koop? Tot ek nie meer geld het nie. En dan trek ek net nog. So hulle sê van ryk mense, as jy geld opraak, dan trek jy net nog. Dis nie hoe dit werk nie. Maar jy kan nie met jou geld ergens heen gaan nie. Wie gaan na jou geld besit? Iemand anders gaan jou goed besit. Jou goed sal altyd swerfgoed word. Jou geld sal nie by jou bly nie, dit sal skuif. En eiendom sal skuif. Sal geld jou gelukkig maak? Kan geld jou gelukkig maak? Vir 'n baie kort tyd kan geld jou gelukkig maak. En dan het jy te min geld. Want daai geluk hou net 'n rukkie. Daai geluk wat jy nodig het, hou net 'n kort rukkie. Goed, nou is ons by die 13de vers. Niemand kry vers 13, niemand Prediker het nie een nie. Vers 1 van hoofstuk 7. Ons gaan nou oor na die volgende deel. En nou is daar 9 dinge wat wel die moeite werd is. So, hier's 'n ander struktuur in hierdie preek teenoor die ander preke wat hy gegee het. Hy gee vir ons eers wat is nie die moeite werd nie en hoekom is dit nie die moeite werd nie, want dit is geskoei op tydelikheid. En wat is wel die moeite werd? Enigiets wat die moeite werd is iets waarmee jy jouself kan besig hou vir hoe lank? Jou hele lewe lank. Dis iets wat die moeite werd is. So vanuit 'n Christelike lewens- en wêreldsbeskouing moet ons die volgende kan doen met die volgende 9 punte. Jy moet dit kan toets of dit die toets van tyd sal deurstaan. Dat jou verhouding met die Here staande sal bly terwyl jy hiermee besig is. Dis nog 'n goeie toets om enigiets aan te toets. Want die wysheid was getoets van die begin af, wat is nietig en wat is 'n gejaag na wind?
dit wat nie sin maak nie. Maar wat maak wel sin? Jou verhouding in die Here maak sin, en alles wat jy vanuit 'n Christelike lewens- en wêreldsbeskouing, met ander woorde jou verhouding met die Here, in verlossing in Christus kan sien, vandag vanuit 'n Nuwe Testamentiese perspektief. As ons daarna kan kyk, en ons kyk na die saak, dit wat voorkom in hierdie wêreld, en ons kyk daarna en ons sien wat ons raak sien, en ons toets dit aan die toets van tyd, sou my lewe op aarde sin maak, en my verhouding in die Here groei en sterker word, en kan bly staan terwyl ek hiermee besig is. Kom ons toets dit aan daardie beginsel regdeur. Vers 1, hoofstuk 7. 'n Goeie naam is beter as goeie olie, en die sterfdag beter as die geboortedag. Wat beteken dit om 'n goeie naam te hê? Wie wil antwoord? Dalk een van die jong mense vanaand. Dis vanaand meer. Wat is 'n goeie naam? Ons besoeker. Sien wat sê maar, ek ken jou as 'n eerlike ou. Dis hy. Hy was nog altyd eerlik geweest. Hy het nog nooit vir my gelieg. Hoekom lieg hy vir jou? Hy het nog nooit vir my gelieg nie. Dit beteken sy karakter by iemand anders is dat hy altyd eerlik is. Goed. Wie ken iemand met 'n slegte naam? Wie ken iemand wat in 'n vroeë tyd 'n goeie naam gehad het en sy naam het verander as gevolg van sy karakter wat verander het? Wie ken sulke mense? OK. Wat maak dit mense verander? Wie ken iemand wat nadat hulle geld gekry het ook verander het in karakter? Ken jy sulke mense? OK. So iets kan jou verander. Maar wie ken mense wat sleg begin het en sy naam verbeter het? Ek ken hulle ook. Jy ken hulle ook, né? So mense kry beide kante van die spektrum. Iets het radikaal gebeur en 'n lewe het omgedraai en daar is 'n karakterskuif. Ek sê maar ek het daai ou leer ken toe hy so oud was en dit was regtig nie goed nie. Sê maar jy het hom nog nie, jy hom onlangs gesien. Nee, ek het nie. Wat het gebeur? Ek weet nie, maar kom kyk. En dan kyk ons en ons sien, wow, hier het regtig iets verander. Wie is dit? Wat het gebeur? Ons weet nie. Moet ons uitvind. En dan is daar gewoonlik 'n storie van hoekom het dit verander en wat het verander. Nogal belangrik. Ek wil net vinnig daardie vers ook lees in die 2020. 'n Goeie naam is beter as goeie reukolie. Goeie naam is beter as reukolie. Die tweede deel van die vers sê in die 53, en die sterfdag is beter as die geboortedag. Hoekom sal die sterfdag beter as die geboortedag wees? Dis twee kante van hierdie, dis amper soos 'n spreek gestel. Vir die gelowige is die sterfdag beter as die geboortedag, want alles wat moet gebeur, het klaar gebeur. Dis nie, daar's 'n stelsel van fatalisme, wat beteken dat jy maar net, weet jy, ek kan niks aan my lewe doen nie, alles gebeur maar net. Die frase, kom ons eet en ons drink en wees vrolik, want môre sterf ons. Ons kan met dit niks daaraan doen nie. Dis nie waaroor ons gaan, ons lewens uitkyk gaan nie daaroor nie. Wanneer die sterfdag beter is as die geboortedag, beteken dit ons is nader aan 'n ewige verhouding met die Here. Ons is nader aan daardie stadium. 'n Goeie naam is beter as die beste olie, en die sterfdag is beter as die geboortedag. Goed, so hou vas aan jou naam. 'n Naam wat jy by wie kry. Ek wil net 'n laaste opmerking maak oor daardie naam. Wat staan in Genesis 1 vers 26? Eerste iemand om kry, lees hom. Wat staan in Genesis 1 vers 26? Laat ons mense maak na ons beeld. Wie se beeld is dit? God se beeld. Wat het gebeur met daardie beeld waarna die mens geskape is tydens of in Genesis 3? Die beeld het skade gekry. Die herstel van daardie beeld is die proses van bekering en heiligmaking. Hey, ek het nou al jou stil gemaak. Jy raas nog. Ekskuus. Wat het gebeur met daardie beeld?
in Genesis 3 het hierdie beeld skade gekry en hierdie beeld moet herskep word. Wat staan in Kolossense 3 vers 10? Kolossense 3 vers 10. Is daar nie so 'n boek in die Dit is een van die kleiner briewe van Paulus, wees blaai maklik mis. Net na Filippense. Goed. Julle moet die nuwe mens bekleed word na die kennis, het ek reg gehoor? Na die kennis van die vernuwe word tot kennis na die beeld van die Skepper. Wat sê die beeld? Beeld van sy Skepper. So wanneer die verlies van beeld wat God moet verheerlik, moet herstel word, dan herstel die Here dit deur 'n proses van herstelwerk. Breek af, laat die ou mens sterf en die nuwe mens na vore kom. Laat die ou beeld gaan, wat 'n beeld is dit? Die een waarmee jy gebore is, hoe lyk hy? Hoe lyk die beeld van 'n mens as jy gebore word? Dis mos 'n pragtige babietjie. Die mooiste dingetjie. Die mooiste dingetjie, so selfsugtig as dit kan kom, maar die pragtigste dingetjie wat na jy kan kyk. Dis nou 'n ouma wat sê, nee, ek kan dit nie eens herhaal nie. Wanneer ons kyk na 'n babietjie, kyk ons na iets moois wat die Here geskenk het. Maar dit vat nie lank voor ons die karakter van 'n babietjie agterkom nie. Dis een van ek het nodig om in die lewe te bly. Daarom gee vir my wat ek nodig het nou. Nie nou nie, nou. Ekskuus, nou. En so dit word eintlik 'n geskreeuery tot dit gebeur. En so hou ons aan en as ons ouer word, dan word die geskreeuery net baie gesofistikeerd. Ons gooi 'n ander manier van ons lyf hier rond. Ons val nie meer op die grond hier en skop nie, want ons kan nie meer opstaan nie. So ons knie is te swak en ons heupe is nie lekker nie en daarom val ons op die grond neer soos 'n kleintjie en skop nie, maar ons bly daardie Engelse woord sê tantrum gooi. Ons bly dit doen. Want dit is wie ons is. Maar as die beeld van God in ons lewe terugkom, dan is ons sag van hart en in karakter anders. So watter naam dra jy? As jy die naam Christen dra, dra jy die beeld van Christus. Dis 'n baie belangrike konsep in terme van naam. Baie belangrike konsep in terme van beeld. 'n Baie belangrike konsep in terme van karakter. As ek wil sê, ek wil nie my selfbeeld verbeter nie, ek wil die beeld van Christus al hoe meer versterk as ek na Christus toe leef voor die wêreld. Dis 'n baie belangrike konsep. Goed, so die naam, merk hom maar, die naam is nie net, my naam is so en so nie, maar my naam is eintlik my karakter in my geloof. Die vraag is, as jy 'n goeie naam het, kan jy dit vir altyd hou tot die dag dat jy sterf? Wat sal 'n goeie naam vir jou werd wees tot die dag dat jy sterf? Wat sal jou goeie naam vir jou kleinkinders wees tot die dag dat jy sterf? Ons wil ook so leef. Ons wil ook so maak. Die karakter wat jy dra kan navolgenswaardig wees. Daar kan disippelskap volg. Jy kan mense lei na Christus deur 'n karakter wat vooruitloop. Leierskap word gehoor, maar eerder gesien. Leierskap word nie geglo op grond van ek is jou baas nie. Leierskap word geglo op grond van wat jy doen. Nie op grond van wat jy sê nie. Maar wat jy sê, word getoets deur wat jy doen. En dan word geglo wat jy sê. Niks anders, daar's nie 'n ander manier van hierdie ene nie. Goed. Vers 2 tot 6. Erns en ligsinnigheid, twee teenoorgesteldes. Dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis as om te gaan na 'n huis van maaltyd. Want die eerste is die einde van al die mense. En die lewende kan dit ter harte neem. Om verdrietig te wees is beter as om te lag, want as die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart.
Is dit waar? Dink bietjie mooi. Ons begin weer by die tweede vers. Dis beter om te gaan na 'n klaaghuis as om te gaan na 'n huis van maaltyd. Wat is 'n klaaghuis? sê, of 83 sê, dis 'n huis waar daar gerou word. Dit is in 2020 is dit dieselfde woord. Wat gebeur, waar rou jy? Na iemand se dood. Dis beter om na 'n plek toe te gaan waar mense hartseer is, as waar iemand jolig is. Nou krap Humbert is diepkop daar, want wat maak dit nou sin as jy nou daar staan en kan mens nie maar bly nie? Dit is tog makliker om bly te wees as om hartseer te wees. Is dit makliker om begrafnis te hou as om net vrolik te wees? Die saak is nie of jy hier of jy daar is nie, waar bly jy die hele tyd? Waar bly jy die hele tyd? Dis die vraag. Die perspektief kom in die volgende verse deur. Waar bly jy die hele tyd? Is dit beter om heeltyd hartseer te wees? Antwoord is ook nee. Is dit beter om heeltyd bly te wees? Die antwoord is ook nee. Want wat gebeur met iemand wat heeltyd hartseer is? Wat noem ons so 'n persoon naderhand? Heeltemal korrek. Wat noem ons iemand wat heeltyd bly is? Kan ek depressief bly en mense bemoedig? Nee. Kan ek ligsinnig wees en mense bemoedig? Wat dink julle? Altwee is nee. Jy kan nie afval nie. Waar is die balans? Die soort van in die middel, né? Is die balans. Elke dag van ons lewe moet ons bly wees en hartseer wees. Meer as 1 keer per dag. Wie glo dit? Hoekom is dit nodig? Weet jy film Inside Out gekyk? Dit was 'n animasie storie oor iemand wat eintlik gaan oor die persoonlikhede, verskillende persoonlikhede. Eintlik gaan dit oor baie emosie, oor 4 verskillende emosies. Die eerste emosie is happiness. En haar naam is, dink ek, Joy. Ja, die karaktertjie se naam is Joy. Sy is altyd vrolik. Sy kan nie hartseer wees nie, want sy moet vrolik wees. Dis haar reël. Sy werk so. Dan is daar een wat geïrriteerd is met almal, dan is daar een wat altyd kwaad is, en dan is daar een wat altyd hartseer is. En toe het hulle probeer om hartseer weg te vat uit die lewe uit. En toe daar nooit hartseer was nie, toe val die hele wêreld in mekaar. Haar hele wêreld het verander. Hierdie meisie het getrek van een plek na 'n ander plek, haar hele lewenswêreld het verander, en sy het in 'n depressie ingegaan, maar sy kon nie huil nie. Sy kon nie by die erns van huil uitkom nie. Sy was net by kwaad, en sy was by geïrriteerd, en sy was by amper nooit by gelukkig en bly nie. Maar hartseer was nodig. Dit is 'n goeie film om te gaan kyk, net om te sien wat het jy nodig. Jy het al die emosies nodig. Jy kan nie net met een emosie voorop loop nie. En as iemand vir jy moet altyd bly wees, dan gaan jy naderhand oorkom as ligsinnig. En wat doen ons met ligsinnige mense? Ons ignoreer hulle woorde, want hulle beteken vir ons niks meer nie. Wie het al met ligsinnige mense te doen gekry en moeg geraak vir hulle? Wie het begin weghardloop van hartseer mense? Altwee gebeur. Ons kan nie net op die een plek of net op die ander plek bly nie. Goed, maar hoekom sê die prediker dit dan? Luister sy storie uit. 'n Klaaghuis is beter as om te gaan na 'n huis van maaltyd, want die eerste is die einde van alle mense. Klaaghuis is die eerste van alle mense. En die lewende kan dit ter harte neem. Om verdrietig te wees, vers 3, is beter as om te lag, want as die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart. Hoekom gaan dit goed met die hart as die gesig droewig is? Droefheid is beter as lag, agter 'n somber gesig skuil 'n helder gees. Somber is anders as wat hier in die 53 staan. In die 53 staan dit verdrietig. Somber en verdrietig is nie heeltemal dieselfde nie. Is ek reg? In terme van betekenis. Dit is nie heeltemal dieselfde nie. Wat doen jy wanneer jy jou emosie kan vashou? Jy het selfbeheersing, né? As jy kan ernstig wees en jy kan vrolik wees, wat het jy? Onderskeidingsvermoë.
Dis waarin die prediker op pad is. Lees verder. Die hart van die wyse manne is die klaaghuis, maar die hart van die dwaase is die huis van vreugde. Die hart van die wyse manne is die klaaghuis. Hy weet wanneer moet hy hartseer wees. Hart van die dwaas is, hy weet nooit wanneer moet hy hartseer wees nie. Hy kan nooit ernstig raak nie, want hy weet nie wat dit is nie. Hy kort iets in sy lewe. 5. Is beter om te luister na die bestraffing van 'n wyse as dat 'n mens luister na die lied van die dwaase. Bestraffing van die wyse, bestraffing is weer 'n ernstige saak, omdat die erns word beklemtoon as van 'n wyse as wat mens luister na die lied van 'n dwaase. Die dwaase sing net die loflied, die blylied en hoe klink die dronkmanslied? Wat is die bierliedjie? Ken jy hom? Daar sê, iemand ken hom. Hoekom ken ons die bierliedjie beter as die Psalm? Want die een word meer gespeel. Dis al. Hoekom ken ons in Afrikaans vandag ons drinkliedjies beter as ons psalms in ons Bybelverse? Want hulle word meer gespeel. Hoekom is die Afrikaner kultuur wat ons vandag ernstig hoor en die Suid-Afrikaanse kultuur daarmee saam, as daar so iets mag wees, is dat ons oor braai en drink en partytjie meer weet. Ek gaan die vroue nie eers insluit nie, want daar's baie dele daar ook by. Meer weet as van ons geloof in die Here. As van ons herkoms en ons stryd en ons geloof. Daarvan weet ons die minste. Maar ons weet alles van hoe braai jy, wat braai jy, waar braai jy en wat het jy nodig om gelukkig te wees. Is ek verkeerd? Die speellyste op radio vandag word gereguleer deur die genotkultuur. Nie deur die ernswoordkultuur nie. Musikante, en ek het 'n bietjie skouers geskep met 'n paar musikante in my jonger jare, het nie geld gemaak as hulle nie die musiek maak wat die mense wil hoor van lag en speel en sing nie. Die ernstige musiekkunstenaars moet hierdie los liedjies sing om nog geld te maak. Hulle kan nie net sing wat hulle wil nie, en die ernstige musiek maak net nie geld nie. Maar die ligte musiek, die musiek wat jy nie eers amper 'n musiek graad nodig het nie, wat ek ook kan maak met dit wat ek weet van musiek, kan jy baie geld maak. En vra die kunstenaars wat goed geleer is en hulle B-misse het en so aan, waarom is dit so? Vra hulle dit vandag vir die musiekwêreld of vra hulle dit vir die mensdom? Populisme, het jy al die groot woord gehoor? Wat vir almal lekker is, wat almal geniet. 'n Populistiese stem vir die gewildste politikus, vir die idee van die dag. Populisme stem vir die beste musiek wat hulle dink die beste is vandag. En wat gewild is onder almal vandag wen. Is dit vandag die erns of die lig? As u vinger moet indruk in die temperatuur van die water vandag, is dit erns of is dit lighartigheid? Is dit erns of wat is iemand wat heeltyd bly is? Dis die vraag wat ons moet vra. Wat hou langer in die lewe? 'n Balans van ek weet wanneer om ernstig te wees, want wat het ek nodig om in 'n verhouding met die Here te staan? Wat sê mense oor die verhouding met die Here? Wat het baie gesê vir Jesus? Sjoe, dis moeilik om met hom in verhouding te leef. Ek het nog 'n stukkie van my lewe om te leef. Dis te moeilik, dis te ernstig. Kan ek nie net 'n bietjie wag nie? Ek sal dan aansluit. Ek het nog hierdie om te gaan doen. Ek het nog hierdie stuk van my lewe om te gaan geniet. Party sê dit van die huwelik. Ek wil nie nou trou nie, ek het nog 'n stuk van my lewe om te geniet. Want huwelik is ernstig. En die lewe is vir ons dan lekker te wees. Daar is standpunte wat keer dat jong mense trou. Ken julle die standpunt? Al gehoor van die standpunt? Ek sit nie so oud nie, is ek. Want as jy nie wil trou nie, en jy is bang dat ek my lewe nou op te ophou sit, dis nou sommer dalk 'n les. As ek my lewe ophou moet sit, waarvoor sit ek dit ophou? Sit ek dit ophou?
Waar is die vreugde van die huwelik en die uitlewing daarvan? In die uitlewing daarvan. Wie hou daarvan om so stoksel alleen deur die lewe te gaan? Was nie altyd 'n pel nie. Was nie altyd 'n pel nie. Is ek reg? Ouer mense, so 'n bietjie ouer as ek. Bietjie. Dink oor die saak van waar lê die balans? Vers 6. Want soos die geknetter van doringtakke onder 'n pot, soos die gelag van 'n dwaas, dit is dan ook te vergeefs. Daar is die sleutel van hierdie paar verse. 5 en 6 saam gee vir ons die idee. As jy luister na die ligte hart van die lied van die dwaase, dan is dit soos 'n klomp takke wat brand onder 'n pot. Die gelag van 'n dwaas is te vergeefs. Dit is te vergeefs. Hoe lank brand hout? Antwoord is net soos geld. Hoe lank hou geld? Dit brand tot dit klaar gebrand het en dan is dit klaar. As jy nie genoeg hout onder die pot gesit het nie, het jy kos. Wie het al probeer braai met verkeerde hout? Mens doen dit net een keer. Mens braai nie met verkeerde hout nie, want jy nie kole nie. As jy nie kole het nie, is jy dwaas, sê die enigste braaier wat opgedaag het by die kamp. Reg. Jy maak nie hout met vuur met verkeerde hout nie, of jy bring houtskool of jy bring iets anders. Maar jy doen nie die dom ding deur te sê ons gaan kos maak en jy het die hout gebring wat nie werk nie. Is ek reg, dames? Dis hoekom ons vies raak vir party manne. Hulle moes beplan het en hulle het nie. Goed. Erns is dus beter as ligsinnigheid. En dis die paar verse gee vir ons hierdie een saak. Hoe ver kan ek gaan met erns in die lewe? As jy ernstig is oor jou studies en jy begin studeer, hoeveel jare studeer jy? As die kursus 3 jaar is, studeer jy 3 jaar. As jy ligsinnig is, hoe lank studeer jy? Solank as wat jy ligsinnig is. Studies raak 'n lang proses. Party, hulle praat so. Hulle sê jy is histories 'n sekere stadium en jy is akademies 'n sekere stadium. Nou histories beteken dis hoe lank jy al studeer. Akademies is waar trek jy in die jare. Jy voorstel om 3 jaar te studeer, so jy is nou akademies 2,5 jaar, maar jy is nou al 5 jaar histories. Dis wat beteken. Nou voorstel om al 'n honeursgraad te hê, eintlik op pad na 'n meesters toe te wees, maar jy is nog nie klaar met die B nie. Dis die probleem. So studie georiënteerd beteken erns vat jou verder. En nou is dit net studies. Na studies is jy dalk in 'n werk. Hoe ver vat erns jou in 'n werk en hoe ver vat ligsinnigheid jou in 'n werk? OK, dit maak nogal saak. As jy sê jy maak nie erns hier, maar jy wil nie my huis toe gaan nie. Ons kan nie by jou huis hou nie. Jy maak net grappies. Jy wil nie werk nie. Wat kan ek met jou doen? Niks nie. Ligsinnigheid het nie 'n plek by die werk nie. Wat maak ons met ligsinnigheid by die kerk? 'n Kerk erns of ligsinnig? Wat ene gaan werk? Dis 'n paar koppe wat bietjie sideways gaan. Dink mooi daaroor. Kan jy jou geloof uitleef in 'n ligsinnige wyse? Goed. Hoekom neem ons sekere geloofsgroepe nie ernstig op nie? Weens die styl wat geopenbaar word in sommige aanbiddingsgeleenthede. Nie alle geleenthede nie, maar daar's tye wanneer ligsinnigheid inkom, selfs van predikers af. Wat ons sê, so kan dit mos nou nie wees nie. Wat is hierdie nou? Ligsinnigheid kom selfs baie keer deur in wat ek aantrek, wat ek doen. Ek lees nou 'n boek en ek is besig met 'n studie oor prediking en die een skrywer meld, baie belangrik, dit maak nie saak wat jy doen nie. As jy die erns van God se woord bedien en jy's geklee asof jy gaan partytjie hou, of as jy eintlik op die strand moet gaan sit, gaan iemand jou woord ernstig opneem? Hulle gaan wonder, wat soek jy daar? En is dit nodig om te luister na wat jy nou sê? As ek met die ernstige saak van die Here besig is en ek maak dit ligsinnig, sê nie maak 'n grap hier en daar 'n grappie en dis oukei. Dis goed om 'n grappie te maak. Hoekom? Want dan luister party meer. Hulle onthou die grappie ook.
Maar wanneer jy net grappies maak en nooit ernstig raak oor waaroor ons praat nie, wat hoor jy? Sien jy die toepassings raak? Goed, so hoekom kan ligsinnigheid nie so ver gaan soos erns nie? Want ligsinnigheid het 'n kort lewensduur. Maar is ligsinnigheid partykeer nodig? Ja, wie was al in 'n ernstige ramp? En daar was nodig dat iemand 'n grappie maak. En dit was nodig dat ons almal net weer ons koppe vind. Uiters noodsaaklik. Maar ons kan nie tydens die ramp heeltyd grappies maak nie, want iemand sê, jy mal, weet jy waar ons is? Weet jy waar ons is? Verstaan jy wat ons toestand is? Ons kan nie so aanhou nie. Daarom baie belangrik. Erns is beter as ligsinnigheid. So, 'n goeie naam kan jy vat vir die res van jou lewe. Ligsinnigheid kan jy nie erns vat nie, maar erns stap jy mee baie, baie ver. Vers 7 tot 10. Sekerlik, afpersing maak 'n wyse dwaas en 'n geskenk bederwe die hart. Die einde van 'n saak is beter as sy begin, 'n lankmoedige is beter as 'n hoogmoedige. Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaase. Moenie sê nie, hoe kom dit dat die vorige dae beter was as die teenwoordige, want nie uit wysheid vra jy hierna nie. Nou ek het geskryf, selfbeheersing is beter as oorhaastigheid. Nou waar sien ons selfbeheersing raak? Afpersing maak 'n wyse dwaas. 'n Geskenk bederwe die hart. Wie was al omgekoop? Of wie het al probeer om jy om te koop? Wie is al verlei deur omkoping? Wat doen 'n omkoopgeskenk? '83 sê, afpersing maak 'n verstandige mens 'n dwaas. 'n Omkoopgeskenk vernietig die goeie oordeel. 'n Omkoopgeskenk vernietig die goeie oordeel. Wat doen 'n omkoopgeskenk? Wat doen hy met jou oë? Skielik kan ek nie mooi sien nie. Ek weet nie waar die moeilikheid is nie. Ek kyk maar liewer weg. Of hierdie geldjie lyk nou so mooi, ek kyk liewer vir die geldjie. Gaan maar aan. Dis wat 'n omkoopgeskenk doen. Omkoopgeskenk maak in Suid-Afrika nog baie sin. In Afrika kan jy niks doen noord van Suid-Afrika, regdeur Afrika nie sonder omkoopgeld. Dit is die algemene reël van werk in Afrika. Hoekom is Afrika so? Jy moet omkoopgeld saam met jou ry. As jy nie het nie, gaan jy tronk toe ergens. Hulle maak vir jou moeilikheid. Hoekom is Afrika so? Daar's nie antwoord op die vraag nie, ek vra maar net 'n retoriese vraag. Moenie 'n vraag uitdink nie, antwoord uitdink nie, daar's nie antwoord nie. Die einde van 'n saak is beter as sy begin. 'n Lankmoedige is beter as 'n hoogmoedige. Wat is die verskil tussen lankmoedig en hoogmoedig? Wat is, verduidelik gou die woord lankmoedig? Verdraagsaam of geduldig. Dis in Galasiërs 5 staan die woord as een van die elemente van die vrug van die gees. Wanneer jy lankmoedig is, vat jy lank om kwaad te word. Dis letterlik die Griekse betekenis daarvan. So as ek dan nou hoogmoedig is, wat is my posisie? Want hoogmoed gaan oor 'n posisie, lankmoed gaan oor 'n gesindheid. Hoogmoed word 'n gesindheid. Maar hoogmoed is 'n posisie. Waar is jou posisie as jy hoogmoedig is? Jy moet bo iemand wees. En jy kyk hoe kyk 'n mens af na iemand? Wys my gou die gesigsuitdrukking. Die neus is so effe gelig, jy kyk blykbaar so af na iemand. Dis mooi gedoen. Ek hou nogal van hoe ek dit gesien het. Ek dink dis korrek. In die wêreld, ek moet mooi praat. In die wêreld voor ons in Suid-Afrika begin Afrikaans praat het, moes ons, hulle wou gehad het ons moes 'n ander taal praat. En ons moes daarmee besig bly. En ons het by hulle nogal geleer hoe lyk dit. En dit het agtergebly in die Engelse wêreld by ons nogal baie. Maar ons kry dit in die Afrikaner nog steeds, dat iemand voel, nou is my geld baie, en nou is my neus of so snaaks geposisioneer. Ek weet nie hoekom my neus so geposisioneer moet wees nie, maar hulle loop so, en hulle praat so, en hulle kyk vir jou so, maar so van die hoogtetjie af. Hoekom is hoogmoed 'n probleem in die skrif?
van die begin van watter tyd af? Kom ons praat van die 1ste eeu af. Was daar altyd klasse? Nou wat is 'n klas? 'n Klas is 'n groepering van mense gebaseer op wat jy het en wie jy is. Nou dis twee goeters. Wat jy het is 'n eiendomssaak. As jy baie het, is jy min het, is jy arm. So as jy baie het, is jy ryk en as jy min het, is jy arm. Nou daar was 'n lyn tussen die twee deur. As jy nie genoeg het nie, is jy arm. As jy lyk of jy baie het, dan is jy ryk. En daardie verskil het nogal 'n verskil gemaak in die samelewing. Doen dit vandag nog? Hoekom? Hoekom maak dit vandag nog 'n verskil? Want dit is nie 'n nuwe ding nie, dis 'n algemene gedragsding. So hoogmoed gebeur wanneer iemand dink hulle het baie. Al het hulle baie. Het hulle die meeste? Nee, maar hulle is in die groep wat meer het as die ander. So as ek in 'n area bly waar ek meer het, dan kan ek sê maar jy het te min. Jou kar is dalk te vuil, jou kar is dalk te oud, jou kar is dalk, ek weet nie wat nie, maar jou kar is dalk 'n teken. En dan kyk ek na jou kleredrag en sê, ek dink nie jy het jou skoene pas nie by my nie. Jou leefstyl is 'n bietjie vlak. Jy pas nie by my in nie. Soos André de Ruyter instap by die werk, in sy boek skryf hy, waar kry hierdie dames hierdie skoene? Hierdie handsakke? En hulle, wat? Hulle is 'n sekretaresse by 'n werk in Eskom. Wat? Is dit wat sekretaresses verdien in Eskom? En dit het hom laat wonder, is daar meer geld in Eskom as in enige ander besigheid? Want dit pas nie. En wat het hy gekry saam met die voorkoms? Ook 'n houding, het hy ook gekry. Dis iets wat hy beleef het. Nou ons kry dit almal oral, né? So geld maak partykeer, besittings maak dat mense meerderwaardig voel teenoor ander. Dis die een klas wat ons ken, ryk en arm. Dan is daar klasse van stand. In die Indiese wêreld is daar altyd kaste. Hulle praat van kaste, die kastestelsel. En dit is 'n velding. Dis ook van waaruit jy gebore is. Die donkerder velle is 'n sekere kas en die ligter velle is 'n ander kas. En dan is daar ook stand. As jy in 'n sekere familielyne gebore is, adellikheid wat ons ken in die Engelse wêreld ook, staan ook in hulle. Dis 'n verskriklike rigiede stelsel in Indië. Ouens wat nou daar gaan sendingwerk doen, sê dis verskriklik erg. En hulle hou dit nogal in plek. Maar in die Christelike kerk is daar geen klas nie. Soos in die Bybel. So in die lande waar die klasse nog verskriklik leef, as hulle nie by die kerk kom, is daar nie 'n klas nie. Dan is Galasiërs 3 vers 29 waar. Of Galasiërs 3 vers 26 tot 29 waar. Waar daar's nie man of vrou nie, want wat was die klasse in die Bybel? Vroue het in 'n ander klas geleef as manne. Daar's nie man of vrou nie. Daar's nie ryk of arm nie. Daar's nie vryman of slaaf nie. Vryman is in 'n ander klas as 'n slaaf. Maar in die kerk van Jesus Christus, voor Christus is ons gelyk. So wat het die Christelike kerk dus gemaak met klasse? Afgeskaf. Want voor Christus is niemand bo Christus nie. Ons is voor Christus gelyk. En daarom het jy gekry dat aan die nagmaalstafel kon sit, die ryke en die arme. Daarom is die vergrype wat ons in 1 Korintiërs 11 lees, so ernstig en belangrik, dat wanneer daar rykes is wat meer geëet het en baie gedrink het, teenoor die armes wat nie genoeg gehad het om te eet nie, of te drink nie, eintlik daar by die liefdesmaal skade gemaak is. En dit is iets wat ons daar optel. Goed, so hoogmoed sit jou op 'n hoër plek. Wat beveel Christus aan deur sy apostel Paulus in Filippense 2 vers 3, dat die een moet die ander se belange hoër stel as sy eie. Wat is die teenoorgestelde van hoogmoed? Nederigheid. Wanneer jy 'n ander se belange hoër stel as jou eie, dan is jy in 'n nederige posisie. Hoe sien Christus die huwelik? Ook deur die apostel Paulus, dat die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof is van die kerk. So wie moet wie dien? Die man dien Christus, die vrou dien Christus. Voor Christus is ons gelyk. In 'n raamwerk van gesag staan die man se gesag bo die vrou se gesag. Maar waar staan ons voor die Here?
gelyk. Hoekom? Want God is hoof. Reg. En dit bly die saak. Ons mag nie in die Christelike kerk in hoogmoed verval nie. En waar pas lankmoedigheid in? As ek geduldig is en ek is nederig, kan ek nie hoogmoedig word nie. Dis nogal 'n belangrike konsep. So wanneer selfbeheersing 'n belangrike beginsel raak, want dis 'n klomp aspekte van selfbeheersing. So wanneer selfbeheersing, hoe keer ek om hoogmoedig te wees? Ek het dalk nou baie meer geld as 'n persoon wat ek ontmoet. Kom ons dink aan kerk eers. Of dink aan werk. Vir die wat dan nog werk, hier's 'n paar wat nog potensiaal het vir werk. Die res van ons probeer klaarmaak daarmee. Party is klaar. So as jy in 'n werksomgewing is, wat maak jy met geldverskille, klasverskille, voertuigverskille, wat maak jy? Aanvaar jy elkeen soos hulle is? Nou het iemand nie 'n voertuig nie, hy het nie genoeg klere nie, wat maak jy? Jy help wat jy kan, anders aanvaar jy soos hulle is. Reg. In 'n omgewing waar mense met meer afgetree as ander, want dis nou die ander komponent van die wêreld. Nou bly ek in 'n beter plek want ek het meer aftreegeld gehad. Wie het dit al beleef? My vriende tree nou baie makliker af as ek. Ek werk nog 'n bietjie hard. Het dit gebeur? Met 'n party van ons het dit gebeur. So wat maak ek nou? Kyk my vriende neer na my, kyk ek neer na hulle. Ek dalk meer as hulle het. Dit kan maklik gebeur. So wat is die wysheid hier? Selfbeheersing is om te kyk wat ek het en 'n ander te sien bo my belange. 'n Ander te sien bo my belange. Dis 'n baie belangrike konsep. Die 9de vers, wees nie haastig om in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaase. Wat is vererging? Wat doen jy as jy jouself vererg? Okay, so as jy kwaad word, wat doen jy? Wat verloor jy? Jy verloor beheer. So as jy hoogmoed en vererging het in jou toestand, wat het jy? 'n Probleem. Selfbeheersing lê daarin dat jy die elemente wat in selfbeheersing van toepassing is, sal eerbiedig. Want as jy haastig is om kwaad te word, wat doen jy? Jy word soos 'n dwaas. En dan vers 10, moenie sê nie, hoekom dit dat die vorige dae beter was as die teenwoordige, want nie uit wysheid vra hierna nie. Wat is die saak van die goeie ou dae was beter? Wat is die probleem daarmee? 83 sê, moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie, dis nie uit wysheid dat 'n mens so sê nie. Wat vergeet 'n mens vinnig van die ou dae? Ja, jy vergeet al die detail. Want wie kan alles onthou? Die Here het ons wonderbaarlik gemaak, né? Om die sleg uit te filter en net die goeie te onthou. Nou kan ek 'n paar goed vergelyk. Ek kan nou sê, man, ons is in die jaar 2025. Ons is daar, né? Goed. Gaan dit goed met die land? Vra net vir jong mense. Julle het nie 'n goeie ou dae as 'n agtergrond nie. Nie waar nie? Want julle het net daar, nie ou dae nie. Dis waar, julle het net daar. So, die dae wat julle beleef, is dit vir julle goed of sleg? Nie goed nie. Wat sê jy? Saam met hulle is dit goed. Okay. Goed. So daar's perspektief wat maak dat die dae vir jou beter is of slegter is, né? En is gelukkig saam wie jy dit deel. Se kry ook vir jou. Wanneer en vir jou, wat maak dit beter en wat maak dit slegter? Mense maak dit beter of slegter. Goed. So omstandighede wat 'n raamwerk skep is mense. As ek nou hier vra, hoe's vandag? Verjaarsdag? Vandag? Vandag is goed oor dit 'n verjaarsdag is. Hoe's vandag? Besiger as wat dit moet wees. Kan nie rustig raak nie. Hoe voel die Here, die teenwoordige tyd? Albei. Daai is 'n paar. Goed. Mens kan dit balanseer want mens weet ietsie van verder terug. Is ek reg?
Goed, ek kry so 'n mengselgevoel van dit is nou goed of nie. Dit was al beter as hierdie, maar hoeveel beter? Dit was al slegter ook, mooi. En dis hoekom die perspektief daarin lê. Want ons het eintlik nie die vermoë om presies appels met appels te kan vergelyk nie. Ons kan 'n foto neem van 'n mooi kar. En dan kyk die kinders daarna en sê, "Wat 'n kar was dit?" Dan sê, "Dit was daai wonderlike kar." Ek gaan nou nie name noem want ek ken nie al die name nie. Daar's mooi name van goed wat ek nie kan ken nie, maar ek het al gesien. Dan wys hierdie ouer manne hierdie mooi foto van hierdie kar en sê, "Kyk hoe mooi lyk hy, né?" En kyk hier kinders sê, Is nie vir hulle mooi nie, want hulle het 'n ander perspektief van dieselfde ding, maar hulle ken nie daai tyd nie. Want hierdie ding het gery op hoeveel rand se petrol? En jou kar ry nie op baie hoeveel rand se petrol nie. Dan sê hulle, maar dit was 'n goeie tyd want ons kon so ver ry met daardie kar. En ons het weer brandstof ingegooi en weer brandstof ingegooi en raai wat, ek het nog steeds nie gespandeer wat jy vandag in 1 liter spandeer nie. Wat? Dit was goeie dae. En die geld het ver gegaan. Dis wat iemand dan sal sê. Maar het ek meer gehad as nou? In alles, dit kan ek nie sê nie. En dis waar die perspektief in hierdie vers inkom. Hierdie hele gedeelte van selfbeheersing is dit. Wees versigtig oor wat ek maak van dit wat was. Dis al wat dit sê. Wees versigtig oor wat ek maak van wat dit was. En daar moet selfbeheersing wees in terme van wat ek beleef en wat ek nou beleef. Maar wat ek nou beleef, het sy waarde. Maak gou vir my oop by Filippense 4. Ons gaan met hierdie gedagte afsluit. Hierdie gedeelte sluit daarby aan. Filippense 4. Goed. In Filippense 4 vers 10 begin die apostel praat oor dat die gemeente aandag aan hom gegee het, maar hulle het nie geleentheid gehad om by hom uit te kom nie. En dan sê hy, nie dat ek dit het gebrek sê in vers 11, want ek het geleer, dis baie belangrike woorde daai, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek het geleer. Nou wat beteken die woordjie leer? Wat is die konsep van leer? Hoe werk leer? Okay, hoe begin ek met lering gewoonlik? Met min verstaan en min begrip daarvan. Nou, ek leer om te swys byvoorbeeld. Hoe gaan dit met die eerste swyswerk? Dis 'n moeilike ding. Swyswerk is moeilik. Want wat gaan verkeerd alles met swyswerk? Jy het goed geswys al vir my. Ek sê jy het al vir my goed geswys. Jy het swyswerk gedoen en dit was met moeite want dit was nog nie baie al gedoen nie. Is ek reg? Goed. En elke keer wanneer jy dit weer doen, doen jy dit beter. Hoekom? Wat gebeur? Jy leer uit dit wat jy gedoen het. Jy het meer as een ding al gedoen. So, en werk dit met jou ook so? Okay. Nie met swyswerk noodwendig nie, maar met enigiets anders, né? So wanneer ek dink jy het al plante oorgeplant, né? Is die volgende potte beter gewees? Partykeer. Goed. Hulle het projek aan die begin gehad dat hulle potmengsels moes maak. En ek dink dit het beter gegaan later, né? Ja, dit het. Dit is iets wat ek by hulle gesien het in die begin. So wanneer jy gewoond is aan potte mengsels maak, is dit naderhand baie maklik want jy is geoefen. Ek is geleer in die proses. Nou wanneer ek geleer word om die lewe te verstaan, hoe lank vat dit? Alright. Wie is nou al kort getroud? Ek dink julle kwalifiseer. Reg, ons het nog jonger getroudes, maar hulle is nou al langer getroud as wat julle getroud is. So wanneer jy jonk getroud is, dan leer jy wat ken, mekaar ken.
Jy leer die prosesse ken, jy leer gewoontes ken, jy leer hoe die huishouding werk, en jy leer hoe dit nie werk nie, want dit het jy, jy leer waarom moet jy nie weer gaan nie. Dit leer 'n mens ken. Dis 'n leerproses. En herhaal mens graag jou foute. Kyk net maar vir jou so 'n bietjie. Reg. Nee, jy herhaal nie graag jou foute nie. Jy wil dit graag vergeet en jy wil dit beter doen die volgende keer, want ons wil mekaar nie seermaak nie. Dis mos wat ons doen in 'n verhouding. So ons werk so daarmee. So dis 'n voorbeeld van 'n proses van leer. Wanneer Paulus skrywe as apostel van die Here Jesus en hy skryf in die gevangenis en hy sê in vers 11, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek het geleer om vergenoeg. Vergenoeg beteken ek is tevrede met hierdie omstandighede. Ek is gemaklik in hierdie omstandighede. Die proses het beweeg tot by 'n punt en ek is gemaklik daarmee. Wat het ek als geleer? Vers 12. Ek weet om verneder te word. Wat het die prediker gesê oor vernedering? Is dit beter om verneder te word as om hoogmoedig te wees? Prediker het dit eksplisiet geleer. Dis beter om nederig te wees, moenie hoogmoedig wees nie, wees eerder nederig. Waar leer ek dit? Wie gaan my leer om nederig te word? Ek gaan nie die naam ken nie, want iemand gaan my dit leer. Het ons dit maklik geleer om nederig te word? Hoekom is hoogmoed so 'n algemene probleem? Want selfvoldaanheid is 'n algemene probleem. Wie was al jonk? En geglo ek kan alles doen. Dis natuurlik, né? Dit kom eintlik natuurlik om te sê ek weet wat om te doen en dan kom jy agter jy het eintlik nie genoeg geweet nie want dit wat jy gedoen het was verkeerd. Nou weet jy nederig gemaak. Die ou ou het gesê, weet jy wat jy moet eintlik so doen? Want doen hy dit gou vir jou. O, is dit hoe dit werk? Reg, wie is geleer om nederig te word deur iemand wat eintlik dit al vir jare doen en jou skielik net gewys het, jy het gedink jy is so slim. Dit gebeur eintlik maklik met 'n jong mens. Maar kan dit met 'n ouer mens ook gebeur? So ek het geleer om verneder te word. Ek weet om oorvloed te hê. So wanneer ek verneder word, is ek laag. Wanneer ek oorvloed het, is ek hoog. So ek weet waar is die punte in die lewe. As ek nie die punte ken nie, waar is ek? Dis nie mekaar, jy weet nie waar jy is nie. Moet ons al die punte ken. Ja, weet al swaar gekry en nie geweet hoe gaan ons die volgende maand bereik nie. Hande op. Het nie genoeg kos gehad vir 1 maand nie. Ek was hoe oud? Sien, dit was nie 'n lekker maand nie. Weet jy hoe lank al hierdie pakke hoender, gevriesde 1 vir 1 stukkies hoender, as daar nie kos is nie. Daar's ander goeders wat jy ook naderhand eet, wat ook as kos dien. Swaar kry het sy prys, maar dit het ook sy onrigtingsvermoë. So om oorvloed te hê, wanneer jy daai volgende maand meer as dit het, is 'n fantastiese maand. Is net 'n wonderlike tyd. In elke opsig, in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om min te hê om te eet, om baie te hê om te eet, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dit is waar selfbeheersing inkom. Hoe weet ek waar ek is? As ek nog nie gesien het waar ek kan wees nie. Dis nogal 'n vraag. Hoe weet ek waar ek is, as ek nog nie gesien het waar ek kan wees nie? As ek nog nie die dieptepunt bereik het nie, kan dit slegter. As ek nog nie die hoogtepunt bereik het nie, kan dit beter. En tussenin ken ek. So wat ek ken, is vir my verstaanbaar en duidelik. En dis die Here se manier om ons te leer, dat die lewe stap met ons 'n pad. Maar ons stap waarheen? Hoe lank kan ons aanhou stap in selfbeheersing? Hoe lank kan ons aanhou stap in selfbeheersing? Baie ver. Dis hoekom dit deel van die Heilige Gees se werk is as vrug van die Gees. Dis hoekom dit belangrik is om dit te verstaan. As jy oorhaastig is,
gaan jy jou toon stamp, jou kop stamp, jou nie meer verloor, beheer verloor. En as jy beheer verloor het, wie het gewen? Nie jy nie. En dis 'n baie belangrike ding van die lewe. En dis waar die lewenswysheid ook vanuit Prediker dan nou na vore kom. 3 dinge wat ons vanaand dan gedoen het, van die 9, om jou naam te bewaar as Christus se naam, is krities belangrik. Om ergens in die lewe in te bring en dit te hou waar dit moet, sonder om na 'n ligsinnige kant toe te beweeg. En dan belangrik om selfbeheersing te bewaar, eerder as om oorhaastig te wees. Dit is die moeite werd. En ek kan daarmee stap tot waar ek moet stap. Ek is nie vasgebind nie. En die raamwerk van selfbeheersing is binne God se wil.